ons lees as wotum. Wotum is ons afhanklikheidsverklaring van die Here. Lees ek Johannes 12, verse 12 tot 16. Die volgende dag het die groot menigte mense wat in die feesdorp gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in naam van die Here kom. En die koning van Israel, Jesus, het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan: Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het dan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het, en dat dit wat hom gebeur het. So, met Jesus se intog daar palmtakke gevat om hom te verwelkom, en die Here is geloof en geprys. En daar is gesê, Hosanna, prys hom, loof hom in die naam van die Here. En Hosanna is eintlik 'n uitroep om sê, Here, red ons. En dit is ook vanoggend ons uitroep na die Here. Hosanna, prys die Here. Nee, Here, red ons. En as dit ook die begeerte van jou hart is, dat die Here jou moet red, nee, dat jou redding net in hom is, dan groet die Here jou ook vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede, het ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing is Markus 14, twee gedeeltes in Markus 14 lees. Markus 14, dan gaan lees vanaf vers 26 tot vers 31. Eerste gedeelte, dis die gedeelte waarop ek fokus. Markus 14 vanaf vers 26, ek lees uit die 83 vertaling. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle: Julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe: Ek sal die herder doodmaak, skape uitmekaar jaag. Maar net daai gedeelte weer lees. Julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe: Ek sal die herder doodmaak en die skape sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het hom gesê: Al sal hulle ook almal van die afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom: Dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê: Al moet ek saam met u sterwe, ek sal beslis u nie verloon nie. Al die ander het dieselfde gesê. En dan lees ek aan die einde van die hoofstuk, vanaf vers 66 tot 72. Terwyl Petrus onder die binnehof was, kom een van die hoëpriesters se diensmeisies daar. Toe sy vir Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê: Jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus. Hy het dit egter ontken deur te sê: Ek ken hom nie, en ek verstaan ook nie wat jy sê. Toe het hy na die deur se kant toe gestaan, en daar het 'n haan gekraai. Die diensmeisie het sien en weer vir die wat daar by gestaan het gesê: Hy is een van hulle, maar hy het dit weer ontken. 'n rukkie later het die wat daar by gestaan het vir Petrus gesê: Werklik, jy is een van hulle, want jy's mos ook 'n Galileër. Toe begin hy vloek en hy sweer: Daardie man van wie julle praat, ken ek nie. En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai. Dit Petrus toe bygeval wat Jesus hom gesê het: Voordat die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. En hy het in trane uitgebars. Ja, Markus, die doel van Markus se evangelie is om vir ons te beskryf wat disippelskap werklik beteken. Wat beteken dit om Jesus te volg? Dis die doel van sy evangelie, en daarom elke keer beskryf Markus vir ons die disippels se reaksie op dit wat Jesus gesê het of wat hy gedoen het.
Dan beskryf hy die disippels se reaksie sodat ons onsself ook in hulle reaksie sal leer ken. Dat ons ook so sal kan leer ken en weet wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. So die disippels se reaksie in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het en nou Petrus se reaksie is ook maar ons reaksie. Ons kan onsself ook daarin ken. En ons lees vroeër Markus 8 vers 29 en laas Sondag het ek dieselfde geskiedenis behandel uit Matteus, maar dit is maar dieselfde, waar Jesus kom en vra sy disippels, maar wie sê julle is ek? En toe sê Petrus, U is die Christus. En Matteus voeg van by, die seun van die lewende God. So hy het 'n suiwere belydenis gedoen. Suiwere belydenis. Jesus is die Christus. Maar dan daarna vertel Jesus sy disippels dat hy moet ly, gekruisig word en al die dinge. Ons het laas Sondag in detail daarna gekyk. En dan is dit Petrus met sy suiwere belydenis kom dan en hy vat Jesus eenkant en hy berisp hom, nee, en ons lees daarvan in vers 33, Markus 8 vers 33, hy sê, mag God dit verhoed, dit sal beslis nie met u gebeur nie. En Jesus sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê. So wat sien ons? Al kan jy 'n suiwere belydenis hê, is nie te sê jy's 'n disipel, volgeling van Jesus nie. 'n Suiwere belydenis verseker nie dat jy 'n ware disipel is nie. Jy kan selfs 'n suiwere belydenis hê en dan nog steeds God se koninkryk teestaan. En dis dieselfde ook hier. Wat hier gebeur, nee, waar Jesus sê, julle almal gaan my verlaat. En as dit weer Petrus, suiwere belydenis, U is die Christus, die seun van die lewende God, is hy dan wat Jesus weerspreek en sê, ek sal dit nie doen. Ja, almal kan nie dalk verraad, maar ek gaan dit nie doen. Hy weerspreek Jesus na hy, en dan kom Jesus sê vir hom ook dan weer, jy sal my verlaat. So dit is baie duidelik hier, nee, dat suiwere belydenis maak nie van jou disipel van Christus, volgeling van Christus. En ons moet onsself ook hier in Petrus se reaksie leer ken. En Jesus kom nou en hy verduidelik dan ook, hy wys ons ook uit hierdie gedeelte, dat 'n suiwere belydenis kan maklik tot geestelike hoogmoed lei. En dan sê hy ook wat ware disipelskap beteken. En dis wat ons uit hierdie gedeelte gaan kyk, van vers 26 tot 31. Sien ons eerste geestelike hoogmoed wat daar kan wees, selfs in die kerk. Nee, mense wat bely dat Jesus is die Christus. So, as jy daai gedeelte kyk, in vers 19, vanaf vers 26, dan kom Jesus en hy sê, almal sal van my afvallig, vers 27. Petrus reageer hoogmoedig en sê in vers 29, al sal hulle ook almal van die afvallig word, ek sal nie. Nou sien hier geestelike hoogmoed, né? Sien die tekens van geestelike hoogmoed. Eerste teken is, Petrus vergelyk homself met die ander disippels, om te sê, hy is beter as hulle. Dit gebeur vandag nog ook. Geestelike hoogmoed is, sodra jy jouself begin vergelyk met ander mense. Om daardeur te wys, jy is eintlik beter. Ja, en dit kan so maklik gebeur, né? In kerke ook. Net dat selfs kerke, en ons weet ook hierdie omgewing, net hierdie Newlands, né, hoeveel kerke is dit, as jy so gaan optree, elke blok het 'n kerk. En hoe baie keer kritiseer kerke mekaar, en kritiseer ons, en sê, daai kerk maak so en so, en daai kerk maak so en so, en ons is beter, en ons het 'n suiwere belydenis. Nee, om te wys ons is beter, kritiseer ons ander mense. En ek weet ook, die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, en ek het julle gesê ook in 1859 is dit gestig, onder is 'n ringboom, is my baie simbolies ook vanoggend, nou hier onder hierdie boom. Het ook baie sterk daarop staan, ons is suiwere kerk, belydenis. Nee, is reg. Maar dit sê nie, jy's 'n volgeling, jy bou die koninkryk nie. Jy kan nog steeds God se koninkryk teestaan, deur nie te dink wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê. En ons het mekaar nodig. Hierdie gemeenskap het baie uitdagings. En al die kerke hier het mekaar nodig. Maar ons is bang om hande te vat. Ek weet nie
Hoekom? Dit gebeur net so. Mense wil nie sommer hande vat nie. Seker bang lidmate gaan oor en weer beweeg. Ek weet nie, maar ons het, kom ek sê, al die Christene hier in Newlands en die wyeer omgewing het ons nodig om hande te vat en saam te staan. Ons mag nooit hier op ons eiland en sê, kyk wat doen ons. Ons belydenis is suiwer en ons is beter as ander. Ons kan dit nie doen. Ons het mekaar nodig en daarom is ek ook bly dat hier ook verteenwoordig is van aan die berg en Eden. En dalk is hier ook mense van ander gemeentes. Dankbaar daarvoor. Want ons het mekaar nodig. En selfs Christene kan teenoor ander Christene hoogmoedig wees, nê? Ek vergelyk my met ander Christene, maar ek is daarom so sterk. Kyk net wat doen ek in die kerk. Selfs in die gemeente ook. Kan lidmate ook hulle self met ander vergelyk en sê, maar my sê in die gemeente moet eintlik belangriker wees as die ander. Maar kyk wat doen ek alles. Kyk waar is ek oral betrokke. Kyk wat doen ek hoeveel gee, of wat dit ook al is. Dit is 'n teken van geestelike hoogmoed. En dan wil ons baie keer hê, my sê moet belangriker wees in die gemeente as ander. Maar op die einde, gaan dit nie oor my standpunt. Dit gaan oor Jesus Christus, sy standpunt. Wat sê hy in sy woord? Dit is die deurslaggewende. Nie wat ek sê of wat jy sê, of wie ook al sê, wat die dominee sê. Wat sê Jesus? Sy woord is deurslaggewend. Want dit is nou die volgende teken ook van geestelike hoogmoed. Nee, ons nou gesien, dit is, vergelyk my met ander om te wys ek is beter, maar nog 'n teken van geestelike hoogmoed is, ek weerspreek Jesus se woorde. Ek weerspreek sy woord. Ek stel my nie onder die gesag van sy woord nie. Want dis wat Petrus hier gedoen het. Hy kom hoogmoedig en sê, ja, dalk sal die ander u verlaat, maar ek sal u nie verlaat, ek sal tot saam met u sterf. Nadat Jesus gesê het, julle almal sal my verlaat. Net, dit was ook 'n vervulling van die woord. So hy weerspreek wat Jesus sê. Sê ek weet beter. Eie krag, ek sal u volg. Die ander sal u dalk verlaat, nie ek. Nee, dit is ook wat ons so sien, die geestelike hoogmoed. Nee, hoe ons ander mense kan sê, maar ek sal vas staan. En eintlik sê ek moet hier julle kan my nog hoor. Al is die wat nie. Dit is nie 'n probleem. Ja, eintlik sê Petrus hier met my krag, nee, sal ek bly staan. Sê die Here, ek sal bly staan. Ek sal dit kan doen met my eie krag. Ek sal selfs saam met Jesus sterf. Eintlik het ek sy kruis, sy dood nie so nodig. Ek sal volhard uit my eie krag. En so sien ons ook dalk baie keer ook vandag dat die mense dink dat Jesus eintlik nie so nodig. Net soos wat ou Petrus hier maak. Ek onthou so ruk terug net na 94 gesê hulle ons moet net ontslaa raak van ons kalvinistiese skuldgevoelens. Met die opkoms van die humanisme. Die mense is dalk nie, die mense is eintlik nie so sleg. Nee, daai skuldgevoelens moet ons af. Die mens is nie so sleg nie, kan goeie dinge doen. Maar as jy kyk na die gemeenskap, as jy ons die praktyk wys anders. Net soos dit met Petrus ook gewys in die praktyk. Dit is maklik om te praat. Maar op die einde, nee, wat het met hom gebeur? Ons sien die mens is nie so goed. Nee, verval, steel van mekaar. Middelafhanklikheid, kindermolestasie, prostitusie, al die dinge. Ons weet watter uitdagings hier is. As jy nie Jesus volg. Ons is nie so nice en great, soos wat ons baie keer dink. En dit is ook nie net ongelowiges nie. Selfs gelowiges nie, moet nooit dink jy's bo versoekings verhef. Pas op, as jy dink jy staan, pas op dat jy nie val. Want eintlik, Jesus praat hier met gelowiges, nie sy disippels, en sy woord teen geestelike hoogmoed is skerper. Skerper as teenoor die ander disippels. Nee, Petrus sê, ek sê, volg tot in die dood. Jesus kom en sê vir hom, nee, wat jy gaan my verloon. God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade. So dit is reeds, as jy geestelik hoogmoedig is, nee, jy is val hard.
Ons weet van baie bekende Christene wat ook geestelik hoogmoedig, bekende bedienaars van die woord, wat hard geval, En God se woord is eintlik harder teenoor geestelike hoogmoediges as die gewone gelowiges, as jy dit so kan stel, gewone gelowiges. Hoe baie keer verloon ons nie ook maar die Here nie, selfs by die werk, selfs tussen vriende, die saam braai, daai grappies, vuil grappies, en dan sê maar ook maar skaam en bang om iets te sê, wil ek in jou uitskat. Bang wanneer die Here se naam uitlik gebruik word, want dalk gaan hulle nie van jou hou nie. Ek bly maar stil by die werk, ek bly maar stil tussen my vriende, want ek is bang. God verloon ook. Ons kan onsself ook weer ken, hier in Petrus se reaksie. En dan moet ons ook maar op die einde kom en sê, 'n verhouding met die Here is glad nie afhanklik van ons nie. Dis nie ons wat aan die Here vashou. Selfs my geloof is geen goeie daad nie, is maar net die manier hoe ek aanvaar wat God vir my gedoen het. Daar's geen verdienste. Dat ek 'n verhouding met die Here het, is alles net sy genade, net sy wil. Ek hou nie aan die Here vas, die Here hou aan my vas. Dit is alhoop verhouding. Jesus het my gesterf op 'n Sondag. Dis nie ek wat uitgereik het met die Here wat eers na my toe uitgereik het in sy seun Jesus Christus. Alles is net die Here. So kom ons dan nou by die tweede punt, ware disippelskap. Om 'n ware disipel van Jesus te wees, moet ons onsself leer ken eers, wie ons werklik is. Ons moet onsself leer ken in Jesus. Wie jy ten diepste is in Jesus. En sy lyding en sterwe aan die kruis openbaar aan ons wie ons ten diepste is. As dit nie was vir ons sonde, ons boosheid, ons afvalligheid, was sy kruis nie nodig geweest. Hoekom is Jesus gevloek en sleg gesê aan die kruis? Deur die mense wat daar gestaan het, deur almal rondom die kruis. Is omdat ons so baie keer vloek en mense sleg sê. Moes Jesus daar aan die kruis en voor sy kruisiging, toe hy gevangen neem, sy sleg gesê. En hy gevloek. Omdat ons dit baie keer doen. En hy moes dit dra aan die kruis. Hoekom is hy so sleg behandel? Omdat ons ander mense so sleg behandel baie keer. Daarom moes Jesus ook so sleg behandel om versoening te doen vir ons sondes. Hoekom moes hy van God verlate wees, sy Vader verlate wees? Omdat ons God so baie keer verlaat en stil bly en bang is en skaam is. Daarom moes hy van God verlate wees om versoening te doen vir ons sondes. As ek die dinge weet, as ek myself leer ken in die kruis van Jesus, wat hy vir my deurgemaak het daar aan die kruis, dan sal ek nooit hoogmoedig wees en Jesus weerspreek en sê, maar ek sal bly staan. Om nooit hoogmoedig wees. Om myself hoër as ander mense te ag. Mense op wie ek leer kyk, ek sal dit nooit kan doen. Of dat ek sê, ek sal dit doen. Dit is alles net die Here. Dan sal ons ook Jesus se troostwoorde aangryp, waar hy sê in vers 28. Maar nadat hy dood opgewek is, sal ek julle uitgaan na Galilea. So Jesus sê ook na sy kruis en opstanding, sal hy weer sy disippels bymekaar maak. Genade sal hulle bymekaar maak. En hulle sal versoen wees met God. Weer met homself versoen. Hy sal hulle lei na hulle tuisprovinsie Galilea. Daar weer versoen te wees met hom. Dis wat ook al gebeur het in Markus 16 vers 6 en 7. Vind julle nie die bladsye net saamwerk. In Markus 16 vers 6 en 7 staan daar. Dit is nadat die vroue gegaan het na die graf toe, daai Sondagmôre. Dan sien hulle daar 'n engel wat vir hulle sê, moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy's uit die dood opgewek. Hy's nie hier nie. Kyk, daar's die plek waar hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. So hy sê hierso ook, sê besonder vir Petrus.
maak julle weer by mekaar. Al die disippels, almal wat my verlaat het, veral vir Petrus wat my verloon het. Ek maak julle weer by mekaar in Galilea, tuisprovinsie. En Jesus versoen hom. Na sy kruis en opstanding versoen hy weer met sy disippels. En daarom moes Petrus ook Jesus se genade aanvaar en na Galilea toe gaan om weer met hom versoen te wees. Dis wat Jesus ook vir ons sê vandag. Aanvaar sy genade. Aanvaar dat hy ons vooruitgegaan het na ons hemelse tuisprovinsie. Nee, en dat hy ons weer daar sal versamel en vergader. En dat hy ons ook hier op aarde voor ons liggaamlike dood versamel en vervader en versoen met God. En ons plaas in 'n geloofsgemeenskap waar hy ons wil gebruik. En waar ons nie kan, waar ons maar net sal sê, uit die geloof lewe ek. Here, ek kan nie. Ek kan dit nie doen, maar U kan. U kan dit doen. Dit is ons geloofsverklaring. Niks van ons. God het ons weer versoen met. Ons hier by mekaar geplaas. En hy wil deur ons werk. Hy wil hierdie gemeenskap 'n positiewe invloed op hierdie gemeenskap hê. En ek moet vir julle sê, as mens kyk na die uitdagings, kan ons maar net sê, ons kan nie. Ons kan nie hier 'n verskil maak nie. Maar God kan. Dis net hy. Dis net hy. Hy plaas ons by mekaar, dat ons saam sal bid altyd en sê, Here, ek kan. Ons kan. Maar U kan. Lei ons op U pad. Lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle tyd. Dat dit ons gebed is. Here, ons kan, maar U kan. Bring die mense, bring die regte, plaas ons, versamel ons hier by. U werk deur ons om hierdie gemeenskap. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons kom totale afhanklikheid na U. Want ons sien onsself, ons leer onsself ken in Petrus en die disippels se reaksie. Ons leer onsself ken ook, Here, in die kruis van Jesus, waar hy in ons plek behandel is, Here. En hy gestraf is vir al ons sondes, vir al die dinge wat ons verkeer. Is hy gestraf. Maar hy het as oorwinnaar opgestaan uit die dood. Totaal versoening gedoen vir ons sondes. Dankie dat ons U kinders is. En dat Jesus is die Here van ons lewens. En Here, hierdie plek, hierdie grondgebied het U vir ons gegee om U koninkryk te bou. Om U koninkryk te laat kom. Maar ons moet erken, Here, ons kan nie. Ons kan. Maar U kan. Dis waar ons vas. Dit is alles net U. Nie ons nie. Maar U kan. Daarom bid ons ook, Here, soos wat Jesus ons ook leer bid, het ons se Vader gebid. Here, lei ons nie in versoeking, dat ons dink, ons is sterk, ons staan vas. Lei ons nie in versoeking van hoogmoed nie. Maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou die seën van die Here ontvang. Daarna wil ek net vra dat julle net julle plekke inneem. Dan gaan Celeste, wat die dagbestuur se voorsitster is, net 'n bietjie terugvoer gee oor wat gebeur hier en wat se beplan. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees staan by ons elkeen wees en bly. Amen. Dit is vir ons baie groot voorreg om julle almal hier by die sentrum te ontvang vandag. Ons is so dankbaar teenoor die Here vir 'n geleentheid soos hierdie. Ons het in Augustus 2024, die sleutels is oorhandig van die SAFF daar na Liesel toe hulle die geboue ontruim het, toe hulle uitgetrek het. In Maart verlede jaar het Rihanna die thrift shop oopgemaak en ek dink 'n jaar terug is enigiemand vir ons gesê, 'n jaar van nou gaan ons onder die boom 'n buitelike erediens het, dan sal ons net vriendelik geglimlag het. Nie gedink het so iets sou moontlik wees nie, maar ons sê net dankie en ons prys die Here
terwyl Stefan hier met ons die boodskap vanoggend gedeel het, kom Psalm 127 op my op wat sê as die Here die huis nie bou nie, dan bou ons te vergeefs. En so ons gee al die eer aan die Here vir dit wat hier aan die gang is, vir dit wat ons beleef en ervaar. Toe ons laas vir julle terugvoer gegee het, was dit November verlede jaar tydens ons Kersangdiens. En sedertdien kan ek net vir julle sê, ons ervaar hoe die Here die strukture besig is om in plek te sit. Ek het vir julle genoem, ons het 'n raad en ons is baie dankbaar dat die raadslede is hier vandag. Lede wat aan die berg verteenwoordig, wat ook baie jare en jare al werksaam is in hierdie gemeenskap, en ek is dankbaar Dorien dat jy ook hier is. Ek weet jy aan die berg stap ook 'n baie lang pad en dat ons ook saam hier 'n netwerk kan vorm. Dan is daar ook die Stefan het verwys na die dagbestuur, maar dan het ons ook vrywilligers wat elke dag kom en hulle tyd en hulle liefde hier kom saai. Vir julle is ons net so dankbaar. Ons kan nie die werksaamhede hier by die sentrum indink sonder julle nie. Ons het so ons het daarvoor 'n baie groot waardering. So die dagbestuur se rol is om te kyk na die dag vir dag dinge wat hier gebeur. En ek kan vir julle sê dat in die laaste paar weke selfs het momentum toegeneem. En word ons lysie wat ons bespreek al hoe langer. Ons het ook nou al gesprekke rondom wat is prioriteite en wat nie. En dit help ook vir ons om 'n visie, 'n groter visie te sien en wat ons dan ook met die raad deel. Deel van ons aktiwiteite hier is die projekte wat die werksaam is. Ek het nou reeds genoem van die tuine, Gardens of Christ, thrift shop, maar dan het ons ook Upcycle. Hulle het in van die klaskamers wat hulle daar naaldwerklesse bied. En dan het ons ook Greymoor Reading Centrum wat in die begin van die jaar ingetrek het, wat in die middag dan saam met kinders naskool program volg. Ons is huidiglik op soek na nog projekte. Ons is in gesprek met 'n hele paar mense wat belangstel om ook deel te word van ons groter prentjie hier van die visie. En die fokus bly op ons gemeenskap, om die gemeenskap te dien met woord. Alpha is ook een van die projekte, amper vergeet ek van Alpha, maar om die gemeenskap te dien met woord, om die gemeenskap te dien, diensbaar te wees hier en dan ook toe te rus. Dit is vir ons baie belangrik. En so ons is dankbaar vir die projekte wat hier aan die gang is. Ons het dan ook op verskillende vlakke, en Liesel het hier al die inligting, wat ons ook aansoek doen vir befondsing en saam met ander plekke ook soos FNB werk om hier dinge moontlik te maak. Spesifiek befondsing vir opknapping, maar ook om uit te bou, uit te brei, te verbeter. En dan is daar plekke soos FNB wat ook belangstel om deur hulle gemeenskapsprojekte betrokke te raak by, saam met ons hande te vat vir die verskillende doele wat daar is. En ons verwelkom nog. Vandag is vir ons 'n baie groot dag. Nie net is dit vir ons 'n mylpaal om hier onder die boom te kan sit saam met julle nie, maar dit is soos 'n vlaggie wat ingeplant word. As ons terugkyk na waar ons vandaan gekom het, as ons vorentoe kyk na waar ons is ons regtig net baie dankbaar teenoor die Here. Ek het nou my gumboots aan, nie omdat ek gedink het dit gaan reën of om 'n fashion statement te maak nie, maar net om vir julle te wys dat ons sit almal hier. En ons is almal hier om groot spore hier te trap. In die 80er jare het die Here die grond gegee vir die destydse SAVF en daardie groep mense het 'n groot verskil gemaak in die gemeenskap. En dit is nou ons beurt. En hoe wonderlik, dankie Here dat hy dit vir ons gee dat ons dit saam kan doen. Hierdie skrifgedeelte het vroeër die week met my opgekom, maar dit is vir my baie van toepassing vir waar ons nou is. Dis in Josua 1 staan daar, soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie. En soos ek by Moses was, so sal ek by jou ook wees.
Ek sal jou nie in die steek laat nie en jou nie verlaat nie. En ek self gee die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. So weet, soos wat julle nou ook vandag hier julle voete kom neersit het, soos wat julle daar in die gemeenskap instap, die Here gee vir ons daardie grondgebied. En ons moet die lig, sy lig en liefde aanhou uitdra. Hier is ook baie uitdagings en ek wil julle regtig nooi raak deel en raak betrokke as vrywilligers. Ons het 'n toepaslike ding wat ons moet groot uit. Sekuriteit is hier vir die dinge mense stel hierdie palisades wat is hulle so stuk weg. Ons is baie dankbaar. Ons het in hierdie afgelope 2 weke het ons ook vordering gemaak met die sekuriteit nuwe oogies en beams wat ingesit is en kontak wat ons het met ons Easy Security. Dankie vir die mense wat daar mee help en by betrokke is. Ons het groot issues met ons instandhouding. Ons het nou 'n lysie gemaak van alles wat nodig is om weer hierdie geboue reg te kry en dat dit veilig is vir almal wat hier kom. En so as jy wonder wat om te doen, kom vra vir ons vir daardie lysie. Kyk of daar dalk iets is wat jy kan kom regmaak. Dalk is daar iets wat jy kan dalk skink of jy weet van iemand wat daar dinge kan doen. Ons is so ons het gereedskap nodig. As daar 'n ekstra hamer in jou huis is, asseblief bring dit hierdie kant toe want ons kan dit definitief hier gebruik. En ons dink is nie altyd top tusselboom nie, maar tree vir tree stap ons hierdie pad. En ons sê vir julle ook dankie vir die wat uitreik. Selfs net om vandag moontlik te gemaak het, die donasies wat hulle gekom het, die ekstra hande wat vir ons gegee is om hierdie moontlik te maak. Is ons regtig baie dankbaar daarvoor. En ons voel ook geestelik, is hierdie baie belangrike dag vir ons. Weer eens profeties, almal wat hier is. Dit is soos die Here wat ook gaan uit in die gemeenskap en nooi mense om ook te kom kyk wat hier aangaan. Om nie net betrokke te raak nie, maar ook om deel is daar hulp of ondersteuning nodig is, kom nie na toe. Hier is mense wat wil help en is mense wat kan help in Jesus se naam. Dankie vir die geleentheid en ek gaan nou weer vir Stefan oorgee of gee ek dit nou vir Ries dat jy sê van die meter. Ek stel graag vir julle aan Therese voor. Therese is ook, sy is deel van ons netwerk, maar Therese is ook 'n genadesentrum. Dis nou so 'n bietjie impromptu, die mooi preek en daai julle almal. Dit is heerlik om vandag hier te wees. Praat ek namens my en Hester en Doreen wat van aan die berg kom. Ons is al jare betrokke met Susanne Goosen se dae toe die Goosen en die dominee daar was, half met voedsel verspreiding in Claremont. En ons voel nou maar net, ons is gehoorsaam aan die Here, ons is baie betrokke by Doreen. Maar ons is saam met julle opgewonde oor wat die Here wil doen. En ek wil meer mense van my gemeente bring om ook hier te kan kyk. Dankie, baie dankie.